Welkom by hierdie week se AMT Wildoorsig. Ons gesels met Franco Joubert, 'n kenner in die wildbedryf, oor wat se faktore nou ons pryse beïnvloed en hoe die seisoen lyk wat nou afgeskop het en moontlik gaan ook lyk. Maak asseblief seker om vir ons julle kommentaar te los. Ons wil julle bekommernisse, al die vrae wat julle het oor die wildbedryf bietjie in hierdie program dan aanspreek in die toekomstige episodes. So baie welkom by ons Franco. Ons is baie opgewonde oor hierdie nuwe inisiatief wat ek en julle saam gaan uitrol. John, baie dankie. Ek dink is lankal 'n mark wat gevul moet word en ek dankie vir die geleentheid. Ek en jy gaan 'n lang pad saamloop, glo ek. Franco, verseker, ek is baie opgewonde. Ek dink hulle rek oor dit, maar ek dink jy's nou die ideale persoon wat ons nou 'n bietjie kennis kan uitgee in hierdie bedryf ook. Franco, as ons sommer kan afskop bietjie met die eerste veilings het dan in Februarie begin in die wildsbedryf. Die wildsbedryf het dan oopgemaak, kan ek amper nou noem. Hoe lyk die pryse op hierdie veilings op die oomblik? Ja, Johnny, ek dink Februarie het begin. Dis soos op 'n dans. Die goed begin stadig. Die ouens sit een kant nog en kyk wat gebeur. Pryse was daar gewees, maar is nog bietjie onder laas jaar se pryse. Van die wildse pryse was effens duurder al. Maar ek dink ons sal in Maart maand gaan ons definitief sien wat gebeur in die bedryf. Ek dink daar's definitief groei van laas jaar se pryse af op pad. Dit hang nou weer van baie omstandighede af, maar ons kan dit bespreek so. As ons dit dus 'n bietjie in die 3 kategorieë, ek weet ons wil 'n bietjie praat oor vlaktewild, hoë ware spesies en dan ook kleurvariante. Wat dink jy, wat is jou verwagtinge vir hierdie seisoen wat dan voorlê? Wat ons gesien het, die vlaktewildse spesies, gewone vroulike diere, goeie se pryse dink ek gaan omtrent dieselfde bly. Jagdiere van die vlakte spesies gaan definitief opgaan. Daar is redelik tekort aan ordentlike manlike jagdiere. Die, kan ek sê, ons eksoties of ons skaarswild spesies, se pryse is gestabiliseer. Ons sit bietjie met buffels onder druk op hierdie stadium as gevolg van back and claw, wat 'n rol gaan speel aan ander faktore ook. En die kleurvariasies is die ding wat my verbaas die afgelope 2 jaar. Dis 'n ding wat heeltemal amper negatief gesien is, en op hierdie stadium groei dit verskriklik. As jy gaan kyk wat is die kleurvariasies se pryse, het abnormaal geklim teenoor laas jaar alweer, dit wat in die mark beskikbaar is. So ek dink die kleurvariasies, ons het die ouens geleer om hulle te jag, en nou soek jy ouens dit, want dis wat hy nog nie teen sy muur het in Amerika nie, is die kleurvariasies. Ja, ons moes van daai diere natuurlik van die velde afkry, maar ons natuurlik, jy verwag nie daai geweldige prysstygings wat ons dan nou 5 of wat jaar terug gehad het met die kleurvariasies. Definitief nie. Nee, ek glo nou ons gaan weer daai pryse sien nie. Ek dink ons is stabiliseer. Ek dink ons is baie aan 'n beesmark situasie nou, wat vroulike dier vir jou, manlike dier gee wat vir jou wins gee. Soos daar is, dink ek is ons redelik op 'n goeie voet op hierdie stadium. Ek dink die onsekerhede uit die bedryf is weg. Daar's nie meer, kan ek sê, 'n spekulant nie, ekskuus vir die woord, daar gaan maar uit dalk dit verkeerd verstaan, maar daar's nie ou wat 'n quick buck gaan maak nie. Ja. Die ouens wat daarin is deur moeilike tye gegaan met hierdie lae pryse wat goed geval het tot ten gronde, en hulle het vasgebyt en aangegaan, en ja, die ouens pluk nou weer die vrugte van dit. Franco, in terme van genetika, my gevoel is, ek is glad nie kenner soos jy in die bedryf nie, maar toe die kleurvariante half bietjie uitbeweeg het, toe voel ek genetika het baie sterk na vore gekom met lang horinglengtes, al uit tipe goed wat toe baie goeie premies gekry. Kom ek stel jy sê 21 jaar terug toe ek betrokke geraak het in die bemarking van wild. Ek het voor die tyd ander maar die bemarking van wild. Het ek altyd gesê, as jy 40 duim suiwelbil gehad het jy die rapport carte blanche almal gebel om te kom kyk na hierdie Landbouweerblad het 13 foto's kom neem. Ja. Nou is 'n 40 duim suiwelbil nie, die ouens begin al neus optrek om te jag, want ons sit al met oor die 60 duim suiwelbille, en dis presies wat genetika doen. So jy kry mense wat spesialiseer, kan ek sê, in daai om goeie genetika goed te teel. En dit wat nou is vir die kommersiële ou nog steeds 'n aanwins, want hy kry 'n beter dier as hy gehad het. Verstaan? So ja, ek dink definitief met daai is daar baie groei gewees. Ek sien Amerika begin nou selfs wil teel. Verstaan? So dit raak in Amerika nou al 'n issue. Of hulle kyk daarna en hulle het plase wat nou dat teel en hulle kry aan enormiese pryse met ons spesies, dis die ergste. Met vlakte, dit maak ons mark dan seer as hulle is te klein. Hulle is te klein. Verstaan? Die ou in Amerika is nog steeds goedkoper om hiernatoe te vlieg, koeroebal hier te kom skiet as wat jy in Amerika gaan kry. En daar sê ek sê, omrede hulle nie meer nuwe genetika kan invoer nie, is hulle ook beperk op hulle genetiese pool wat daar is. Ja, okay. Nee, is baie interessant, maar ons gaan weekliks so 'n bietjie kyk wat, as die program nou aanloop, dan gaan ons bietjie kyk oor hoe die veilings beweeg en hoe die markte dan nou beweeg het en wat sien jy in pryse spesifiek.
Franco, wat ek nou gou hierdie week oor spesifiek wil gesels is back and claw. Dit het ons dink die hele tyd net aan beeste wat 'n effek op het, maar 'n geweldige effek op die wildsbedryf en gaan hê hierdie seisoen. Wat sien jy nou tans? Kom ek stel dit so, ek het al gevalle nou gehad van suiwels, swart witpense. So op die ouens is baie taal korrek nie, maar wat back and claw gekry het. Maar hulle was in 'n klein kampie wat die beeste dit gehad het. So op 'n klein stukkie grond, so hulle was dadelik blootgestel aan dit. Daar is gevalle wat mense sê dit kom in ander spesies voor, maar dit is nie so radikaal soos wat dit in beeste is of skape of vark nie. Dit is definitief so. Die grootste probleem wat daar is ons buffelkuddes. Daar is, jy sê wel, dis die spul waarom die wild gebou is die skoonbuffels. En ons sit met op hierdie stadium met back and claw en beeste troppe oralster en daar's buffels binne in daai areas. So ek is bang as die mense moet begin buffels toets, want jy moet buffels toets om hulle te skuif van een plaas na ander toe. Laat daar wel Dis nou wat met die veilings nou gaan gebeur, nee. Ja, die ouens ek jou sê en ek hoop die mense bly stil oor die buffels nie. Want dan net buffels is nie soos beeste nie. Hy's 'n draer. Hy kry nie simptome nie, niks nie. So jy gaan nie sien dat 'n buffel siek is nie, maar hy bly lewenslange draer. Dis kom die wet sê op hierdie stadium as buffelkudde het, moet daai hele buffelkudde uitgeskiet word of vernietig word. Ja. En ek weet So jy gaan hulle nie noodwendig kan inent en goed nie. Dis waar ek my volgende punt kom. Die wildveearts het, dink volgende week daarna, het hulle 'n kongres waar hulle daar wil aandring om jou skoonbuffels ook te kan ent. Maar die regering, kan ek sê, is op hierdie stadium teen dit, want hy gaan nou bly positief toets, maar hulle sê blykbaar met die toetse wat jy doen, kan jy bepaal of dit natuurlik is of dit, so ek sê, 'n geënte buffel is. Maar daar's mense wat miljoene, weet self wat die pryse gaan het vir buffels. Ja. Daai ou kan nie bekostig om daai te verloor nie. Is ongelukkig so. En dan gaan hulle eerder in praktyk seker nou nie noodwendig wil toets nie. Ja, en verstaan, as hy dit nou het, wat gebeur dan? Gaan hy stil bly? Hoe gaan hy sy ding hanteer? So ek glo dan met eties sal die ouens dit doen, om te sê luister, dit is daar. As jy gaan kyk soos besmetlike misgeboorte, al daai goeie soos korridor is goed wat getoets word terwyl die buffels toets. So ek dink van my kant af, as die ouens wat veilig wees in die bedryf ook, sal die buffelboere maar ergens vrymoedigheid moet hê en sy eie goed toets op sy kostes. Net om seker, al verkoop hy nie, net om seker te maak sy goed is skoon. Want dit kan oorgedra word na die ander wild ook toe. En as hulle nou ingeënt word, kan hulle dan nog draers wees, ek weet ja, of help hulle dan om dit dan nie oor te dra na die beeskarres toe byvoorbeeld. Dis die vraag wat daar is. Want dan net beeste wat ons nou mee besig is wat die mense ent, is 'n 6 maande, tye 6 maande, die water aan is 'n jaar. Dit moet jaarliks gedoen word. En ek dink dis waar baie mense die boot gaan mis. Want as jy dit nie jaarliks gaan doen nie, gaan jy 'n weerstand opbou vir daai selfe entingsmiddels. So ek dink dit, en nou die buffels ook, ek weet nie, gaan jy jaarliks moet ent? Dis moeilik. So ek het nou reg met iemand gepraat in die Bosveld. Toe sê hy, al kry al die helikopters in Suid-Afrika om op 10.000 hektaar die buffels dood te skiet. Na 5 jaar gaan daar nog 'n buffel wees. Ja. Daai goed kan wegkruip. Ja. Sê wil wegkruip, gaan hy wegkruip. So dis nie net van sê luister ons los die probleem op nie. Soos wat ons in die beeste dink dit gaan gebeur. Net my gevoel is ons gaan nog lank sukkel met die beeste. Dis maar in praktyk, Franco, as ek buffels het, ek gaan nie wil dat hulle uitgeskiet word nie. So ek gaan dit nie noodwendig rapporteer nie. As ek nou moet dink ek het, want dit gaan verskriklike ekonomiese skade aan my maak. So hoe hanteer ons dit op 'n manier dat die ouens nie noodwendig ekonomiese skade. Dis hoekom ek dink hulle wil ent, verstaan, vroegtydig, verstaan. Ent hulle en laat jy dan maar jaarliks daai entingsprogram maar doen. So ek sê, want hierdie stadium met die wild is eintlik die laagste risiko en laagste koste. Want jy hoef hom nie elke keer te spuit of dit nie. Maar as hierdie goed in plek kom om jou wel te doen, dink ek gaan die ouens dit definitief maar oorweeg. Want dit is, jy sê, ek kan nie sien dat ek my buffels gaan doodskiet nie, verstaan. Dis hartseer, verstaan, om te sê, luister jy kan nie meer jy het nie meer die reg om op jou eie dier te besluit nie. Ja. Ja, dit gaan baie mense baie kwaad maak. Franco, Iran-oorlog, toe baie lughawe toe, Jessie, dit Dakar toe, daar's seker klomp of nie Dakar nie, maar die Qatar wat toe is, Midde-Ooste wat toe is. Het dit met ons bedryf wat nou begin, of die seisoen wat nou begin, het dit 'n impak op ons? Het dit 'n impak met kan dit 'n groot impak op ons hê vir die seisoen? Dit hang wat gebeur. Amerika's wat ons grootste kliënt is op hierdie basis, kan ek sê, vir die regheid van kan met
met 'n lugredery reguit hier na toe vlieg. So hulle ontneem daai risiko, maar daar is wel mense wat daar wou gevlieg het, verstaan. Dit gaan net weer oor die wapenhantering staan, want jy lughawe het maar baie reëls oor en elke lugredery het ander hantering van wapens op hulle vlugte. So dit gaan definitief dink ek 'n rol speel. Daar's nou maar die Europese ouens kan dalk reguit hier na toe vlieg. Kan jy van Londen of van waar ook al reguit hier na toe vlieg. So ek dink definitief daar is 'n bekommernis oor dit. Wat dit wel gaan wees, kan ek vir jou sê op hierdie stadium. Oorlog gaan aanhou en Nou jy weet self, jy praat elke week oor hierdie oorloggoeders. Niemand weet hoekom is dit, verstaan wat gaan gebeur, hoe lank gaan dit wees, die impak daarvan. Ons kyk nou net na, ek en jy het net nou gepraat oor die dieselpryse vir die boere. As F-gas minder raak vir die vliegtye, wat dan? Ons het ja gesien dat jet fuel baie duurder is, so die kostes om hier te kom kan ook duurder wees. So is ander implikasies wat dan So ja, dis moet sê as iets negatiefs in Amerika gaan gebeur, kan ek sê gaan die vlugte nie deurkom nie. En dit gaan 'n groter impak hê as ek dink ons ooit besef het. Want die groot ander ding wat regtig kan ek sê die beroepsjagters, die outfitters beïnvloed het, was die rand-dollar geweest. Toe hy na R16 en onder R16 gaan, toe kan jy sê van dit is nie vir onsgewend nie. Omdat hy verkoop 'n buffel kon sê vir $10,000 algemeen. Dis maar of meer 'n prys. Nou het hy $180,000 gekry of rand gekry vir die ding. Nou kry jy skielik $160,000. Daai $20,000 was sy wins. ja. Nou is dit weg. So hy lewer nou 'n diens sonder om geld te maak. Ja, want dit is tog geweldig duur om hierdie Amerikaanse boere by jou uit te kry. Maar ja, ons het nog lekker baie episodes wat ons kan gesels. Ons kan nou lekker vir ewig al die goedjies uitpak, maar ek is baie opgewonde oor hierdie episode wat ek en jy nou gaan saam aanpak of hierdie episodes wat ons saam gaan aanpak. Daar's klomp goed dat ons kan praat met buitelandse ek sê eienaarskap van wild wat ook 'n groot impak op ons bedryf het. Ja, al hierdie tipe goed wat ons dan nou moet gaan kyk, kleurvariante en hoe die bedryf dan nou aan mekaar gekoppel is. Maar ek wil vir jou baie dankie sê, ek is opgewonde. Julle moet asseblief vir ons vrae stuur. Ek en Franco wil graag hierdie program meer 'n interaktiewe program hou, laat ons bietjie julle vrae, bekommernisse wat julle het op die plaas, dat ek en Franco dan kan beantwoord vir julle, of meestal Franco vir julle kan beantwoord, en wat ons dan hierdie program vir julle baie meer interaktief kan maak. So baie dankie vir jou tyd vandag, Franco. Ek is baie opgewonde oor dit en dan gesels ons weer volgende week. Ek sê vir jou baie dankie en ek sien uit. Dankie.